Geliefdes, familie, vriende, die van die wat om Johan geken het, 'n pad saam met hom gestap het in sy lewe, welkom vanoggend aan hierdie diens. Ons praat dikwels van 'n roudiens. Waar ek dink die woord roudiens sou afbreek gedoen het vandag aan oom Johan se nagedagtenis, as ons het so verstel. Ek wil amper vir u sê met amper se sekerheid in my hart, en ek dink dat julle se ook, wat sy mens wat jy was of is, geken het. Sal ek sê, hy was nie iemand wat vastgedraai het in hartseer nie. Hy is iemand wat baie hartseer in sy lewe ook geken het, dit is verseker, die weet ons almal wat vanoggend hier so saam is, in die Here se naam, ook ons manier te kom afskeid neem om het so te stel. Maar hy het vreugde en blydskap uitgestraal. Hy was iemand wat, ek weet die Here geken het, 'n intieme, persoonlike verhouding met ons verlosser, die Here Jesus gehad het. Hy het geweet waar kom sy heil vandaan. En ek het self, soos julle nie twyfel, waar oom Johan op hierdie oomblik is. En daarom is ook hier, as ons 'n afskeidsdiens doen, ja, afskeid in die sin van ons sê, vir mekaar vandag ons, iemand wat, vir wie ons bitter lief was, is nou nie meer met ons nie hier op aarde nie. Maar geliefdes, ons sit hier as Christene, as gelowiges, as mense wat hier die Vader in die hemel begenadig is deur sy enige gebore seun, die Here Jesus Christus, wat vir ons die verlossing kosteloos vrygegee, sodat ons kan weet, oom Johan is nie weg as sulks nie. Hy lewe op hierdie oomblik, hy is by God die Vader neer. Geliefde, as dit is wat jou geloof is, as jy die Here aangeneem het, so as jy sy verlossing aanvaar het, dan kan jy ook vandag deur die trane en daai bitter hartseer in jou hart weet, jy sal ook daar wees tot in lengte vandaan. Jy sal weer oom Johan sien. Johan Kruiling is weg en hy leef voort. Ons moet hierdie lewe nog leef. En ons weet nie hoe lank die Here dalk vir ons kan gun nie. Vandag kan ons dag wees. In hierdie COVID tyd waar daar so baie mense siek raak en ja ook doodgaan, is ons meer as ooit dalk bewus van die kortstondigheid van die lewe. Ek gaan gou vra, kyk nou na hierdie volgende skyfie. Ons het onlangs toevallig op dieselfde plek as oom Johan gaan vakansie hou. En as mense op daai sandstrand stap, ons maak uit, is so 'n lekker strook daar af by, was daar ons strandsnaam, ek weet nie onthou nie, Huishen Beach of so iets. Ons het gereeld op en afgestap, kyk jy al daai sandkorreltjies. As die mense die sandkorreltjies in jou hand optel en jy kyk, fyn, dan sien jy maar, daar is so baie verskillende kleure, en daar in jou hand is daar seker meer as 1000 sandkorreltjies, of baie meer. En dan dink jy jouself, hoe baie sand is daar in die wêreld? Die woord leer vir ons dat God ook die God is van tyd. Hy is nie uitgeleer aan tyd soos ons as mense hier op aarde nie. Dis deel van die sondeval. Dis deel van wat ons eie rebellie teen God in hierdie wêreld ingebring het. Dat die dood ook met ons gebeur. Maar as mens so kyk na daai korreltjies op die punt van jou vinger as jy so die sand sou insteek, sou dit nie eers 'n druppel in die oseaan wees nie. Sou dit nie eers wees soos 'n sandkorreltjie in 'n woestyn van sandkorreltjies wat die ewigheid betref nie. Oom Johan het sy aandeel aan die ewigheid. Dus geliefdes, kan ons nie vir hom hartseer wees nie. Dit sou nie eer gee aan sy lewe nie. Dit sou nie 'n viering van sy lewe wees soos die opskrifie van die briefie wat julle in die hande hou. So kom ons vier vandag in Johan se lewe en ons huil. Ons huil soos die Here Jesus ook behaal by sy vriend Lazarus se graf. Want
ons neem afskeid. Julle broer, julle pa, julle vriend, julle geliefde, my vriend, gaan ons nie weer kan nie gesels op in hierdie wêreld, nie weer 'n drukkie kan gee. Dit slaan diep. Ons dank die Here vir die handkruile, sy lewe hier op aarde, al was mense gesproke tekort gewees, dis ons wel altyd, en die Here op sy tyd besluit, hy gaan vir jou hand omhaal, hy het sy aandeel in ewigheid, ons sê daarvoor vir ewig dankie. En daarom wil ek ook, saam met uit die woorde van Dawid, die vraag vra, sê ek kyk op na die berge, ek slaan my oop na die berge, soos ek in vertaling sê, en dan kry jy soms die gevoel, ek wil vra, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? En dan deur die Heilige Gees antwoord Dawid sommer vir homself, hy sê, my hulp kom van die Here. Geliefdes, jou hulp kom van die Here, hy kom seën vir jou. Met genade, met warmhartigheid, met vrede, kom van die Vader, die Seun, van die Heilige Gees. Amen. Wil jy my gevra, ons daai pragtige lied, nou langer sluit, so ek gespeel het met instap. Ons is nie meer slawe nie, ons is nie gebind hier die bande van die dood nie, waarvan ek verseker die woord van die Here self, die Heilige Gees vandag vir ons is vrygekoop. En dis iets om oor te sing. As ons hartseer, kan ons nog steeds sing, dis al 'n onbekende lied, as jy wil, kan ek dit net saam luister. Wil ek het my gevra of ons as intree lied vanoggend 10,000 Reasons, dis ook die Engelse lied, maar kan luister. Wil jy asseblief dan die oë toemaak, die hoofde buig, en saam met my die naam van die Here aanbid. Ons liewe Hemelse Vader, ons is hier saam voor enige ander rede om U naam te eer. Want dit is waarvoor ons na hierdie wêreld toegekom het. Dit is hoekom U gewil het dat ons as 'n mens moet ingebore word in hierdie lewe op hierdie aarde. Dit is om 'n verhouding met ons te hê, dat ons 'n verhouding met U kan hê as ons Hemelse Vader. Here, as ons daai roeping van ons mis, of daai rede vir ons bestaan, dan mis ons alles. Net soveel waarde as wat ons lewens in U hande het, net so waardeloos is dit, as ons nie 'n verhouding met U het nie. En Here, daarom wil ons dankie sê dat U tussen miljoene ander mense vir ons uitgekies het, om U te mag ken, dat U self aan ons openbaar het, sonder 'n tikkie verdienste van ons kant af. Here, dat U vir Johan ook uitgekies het, lang voor sy geboorte, voordat hy gevorm is in die moederskoot, het U reeds sy naam geken, het U vir hom syne sin gemaak. En daarom, saam met die groot hartseer, het ons vandag, ja, daai vrede wat U vir ons gee. U woord sê, dis 'n vrede wat iets hier op aarde of mense of omstandighede nie vir ons kan gee nie. Want dit is 'n geskenk, dit kom van U af. En U het dit vir ons reeds kom gee. O Hemelse Vader, omdat ons hierdie vrede besit, hierdie vaste lewensanker, hierdie wete dat alles goed en tot ons heil sal uitwerk, omdat ons U ken en U vir ons, beteken dit nie
dat ons nie hartseer raak nie. Dit is so die Here dat 'n gelowige of 'n Christen behoort 'n groter mate van lewensvreugde uit te straal as mense wat nie ken nie. En ons bely maar dikwels dat ons maar sombere mense is. Maar Here, as dit kom by die dood, dan besef ons dat mense gesproke, dit so finaal is. Daar is niks vir ons so finaal as dit hier op aarde nie. En Here, dan dink ons vandag aan hom, hy wat 'n vriend was, dat hy iemand was wat lief gehad het en lief gehê is, hy wat 'n pa was, nou nie meer hier by ons is nie. Here, ons sê vir jou, om Johan nog 'n bietjie langer wou gehad het. 68 is nog nie so oud nie. Hy was nog relatief gesond. En ons moet bely, ergens iewers in ons harte, wil mense amper ook soos Dawid in die Psalms kon vra, maar Here, sien my nie raak nie. Hoekom? Hoekom het U dit toegelaat? En dan moet ons maar ook soos Dawid en soos Job ergens tot die besef kom dat een begeer is, dat U heilig is en almagtig is, en dat wanneer U vir ons om beloof dat U alles ten goeie laat meewerk vir ons wat U liefhet en U wat ons liefhet, alles, dan beteken dit alles, selfs die dag, die datum, die sekonde waarop U ons kom haal, is haar van U plan. Ons lewensdae is in U boek opgeskrywe. En daarom moet ons berus dat U vir Johan kom haal het. Al maak het seer, al huil ons, Here, dis 'n traan wat hoop het. Dis 'n huil met hoop, want ons weet, ons sal weer by U aansluit in die hemel. Ons sal saam met U en almal wat U geken het fees vier tot 'n lengte van dae, vir altyd en vir ewig, oor U goedheid. En ons sal weer daar in die koninkryk aansluit met ons verheerlikte liggame. En ons sal weer ons geliefdes sien. 'n groter troos is daar nie. Om gee die troos ook vandag vir ons as ons die woord lees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek het vroeër die week daar by Willie en aan die Martie gaan sit en hulle het die Bybel ook daar op so tafeltjie in Johan se huis. En het aan 'n paar teksgedeeltes gedink en een van die skrifgedeeltes wat hulle voorgestel het vir die diens vandag is uit die Nuwe Testament in Korintiërs 13. Nou onmiddellik as ek nou die teksgedeelte hoor, dan sal u nou dink aan die liefde. In die teksgedeelte wat ons dan veral by huwelikseremonies sal lees. Ek het al so amper 'n proforma preek vir 'n huwelik wat bevestig word uit 1 Korintiërs 13, want meeste huwelikspaartjies wil graag oor die liefde praat as hulle voor die kans staan en die res van hulle lewens aan mekaar wy. Dit was dan nie alles as ons voorstel gewees dat dit 1 Korintiërs 13 is. En onmiddellik dit is, of ek selfs maar, hoe gaan mense nou 'n begrafnis lei met hierdie liefde in ons, want ons is ons hartseer, ons kom rou hierso, ons harte is eenvoudig, ons weet van die liefde, maar dit voel dalk nie vir ons op die stadium noodwendig as ons vreeslik liefgehê is nie, want ons is gestroop van iemand wat kernagtige deel van ons menswees dalk was, of ons lewens was. Maar ons sê vir mens, hierdie liefde is nie menslike liefde. Ons gaan nou weer daaroor praat. Ek lees dan 1 Korintiërs 13. Ek gaan die hele gedeelte lees van vers 1. Nou,
wys ek julle wat nog die allerbeste is. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie. Het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie, en ken ek al die geheimenisse, en besit ek al die kennis, het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys om my daar te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, baat het my niks. Die liefde is geduldig. Die liefde is vriendelik. Dit is nie afgunstig nie. Is nie groot praterig nie. Is nie verwaand nie. Dit handel nie onwelvoeglik nie. Dit soek nie sy eie belang nie. Dit is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Die liefde vergaan nooit nie. Maar die gawe van profesie sal verdwyn, die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik sal ophou, die van kennis sal uitgedien raak, want ons ken maar gedeeltelik. Maar wanneer die volledige kom, sal dit wat gedeeltelik is, uitgedien wees. Toe ek 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dowwe spieël en sien 'n raaiselagtige beeld. Maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos God my ten volle ken. En nou, geloof, hoop en liefde. Hierdie drie, en die grootste hiervan, is die liefde. Skriflesing gaan tot so ver. As ons in die kerk met mekaar kom, of deesdae, maar in 'n kapelletjie, wat gister mense my weer gebel en gevra, ek wil graag trou, dis ons mode om in hierdie venues te gaan trou. Wanneer ons saamkom vir 'n huweliksseremonie, dan is daar ons so 'n opwinding in die mense. Ek kry baie keer so skaam op ter wille van die jong manne wat daar saam is en die jong meisies van skeer gek en dit lag en daar's blomme oral in. Dit sê iets van 'n nuwe begin, 'n oorbegin. Ons almal ken daai gevoel van onverliefd te raak. En ek verbaas my nog steeds self dat dit selfs gebeur op 'n iets wat hoër ouderdom, dat ons nog kan verlief raak. En stelselmatig sit daai verliefdheid in 'n dieper liefde. En ons wil by daai mens wees ten alle koste. Ons sal berge versit om by daai mens, daai persoon te wees wie ons lief het. En huwelik sê verder iets van 'n nuwe lewe, 'n nuwe begin. Maar geliefdes, nou sit ons vanoggend in die kerkbanke nie met 'n lied in die hart nie. Ons is nie hier so saam met die tipe van 'n vrolikheid wat daar by 'n huwelikseremonie is, maar vandag sê ons mekaar daar te einde aan die lewe. Daar het 'n afsluiting gekom aan 'n hoofstuk in ons lewens. Daar het iemand spore op hierdie aarde getrap en 'n rol gespeel in mense se lewe en 'n impak gemaak op die mense rondom hom en hy is nie meer nie. En dis waar ek sien.
1 Korintiërs praat hier so hierdie gedeelte praat van liefde. En onmiddellik as ons aan liefde dink, dan dink ons aan, ja, emosies, diep emosies. Ek dink saam met hartseer, seker is die sterkste emosie wat 'n mens kan hê, is liefde. Want ons sal baie doen, amper enigiets doen vir liefde. Dink aan 'n ma, wat 'n ma vir haar kind sal doen. Daar's amper nie 'n ding wat 'n ouer nie van 'n kind sal doen nie. 'n Goeie ouer. Dink aan dit wat 'n vrou vir 'n man voel, of 'n man vir 'n vrou. Daai emosie van liefde dryf hulle tot vreeslik goed. Ek het 'n kollega gehad wat oor 'n naweek by my gewerk het, wat in sy Beetle geklim en afgery Kaap toe, en vir 'n dag lang net sy meisie te kan sien en weer teruggery om maandag te kan begin werk. Net 'n voorbeeld. Maar daar is 'n ander manier om aan die woordjie liefde te dink. Want sien ons menslike liefde, groot of nie, het perke. Ongelukkig is dit so. Ons liefde gaan maar ook net so groot as wat hierdie emosie kan wees, gaan ook maar partykeer net so ver. Maar as ons na hierdie liefde kyk en ons beskryf dit met 'n hoofletter. En ons begin besef dat die liefde waarvan hierdie brief van die Korintiërs ook aan ons praat, is nie 'n menslike liefde nie. Dis God se liefde. En as ons verder kan sê, maar waar is ons God se liefde die beste raak? Dan sê ons, die feit, die Heilige Katekisme sê dit ook. Die Bybel sê, dat God sy liefde aan ons bewys het. Sy grootste liefde, dis die liefde wat ons aan hom bewys het nie, dis die liefde wat hy eerste aan ons bewys het. Dis Jesus Christus. Hy het sy enige gebore seun gegee. Ons sê dit baie, ons leer van kleins af in die katekisasieklasse, die sondagsklassies, Jesus is God se seun. Hy is gebore uit Maria uit en het kom ons van ons sondes te verlos. En ons hoor dit so baie dat dit eintlik al vir ons gewoon geraak het vir ons as gelowiges. Dit wat daai dag op Golgotha gebeur het, geliefdes, is die spits, die grootste moment in die geskiedenis van die wêreld, toe God sy eie wese homself as sulks omgee het. Sy enige gebore seun, om aan daai vloeke daai dag te hang. Hoekom God dit sou gedoen het, dit kan ek nie vir julle sê vandag nie, ek weet nie, maar hy het dit gedoen. Sy liefde vir ons onwaardige mense was so groot dat God daai dag bereid was. Want in Jesus was God se volle wese. Dat God bereid was om homself uit te giet. En blootgestel te wees aan die dood. Dit wat nooit deel was van hom, of sy skepping of sy wêreld nie. Het hy daai plek ingeneem van my en jou. En daar was hy werklik verlate van alles, al God en mens. Ons sê ons geloofsbelijdenis, hy het ter helle neergedaal. Wat moet dit wees om in die hel te wees? Om van God verlate te wees. Dankie Here, ons sal nooit weet nie. Die wat glo, die wat hom aangeneem, hoef nooit te weet nie. En natuurlijk ons, my gesprekke met hom Johan, weet ons hy het ook vir Jesus aangeneem. Hy het dit geglo met sy hele hart. Dit is sy menswees en sy liefde tot 'n groot mate bepaal, die Johan wat ons geken het. Nee. Want daar die kruis sien ons 'n liefde raak. En daai liefde het 'n naam. Jesus van Nasaret. Jesus Christus. En hoe lyk Jesus se liefde? Ek sê dit ook vir huwelikspaartjies op hulle vandag weer hoor. Hoe lyk hierdie liefde? As ek God se liefde by my het, as ek Jesus liefde in my lewe het, wat het Jesus gedoen? Hy het prys gegee. Hy het homself uiteindelik gegee, sy eie lewe uit opgeoffer. Hy het homself opgeoffer. En dis ons voorreg om vandag nog steeds, ek kan sê, in die lyn
Johan ook baie dinge reg gedoen, saam met die wat hy verkeerd gedoen het. Maar was sy lewe ook 'n getuienis, in sy voetspore ook, van ons wat hom gaan mis, wat moet agterbly, 'n voorbeeld volg, van 'n mens wat die Here geken het. Die voorbeeld volg van Jesus Christus, in dat ons roeping nog steeds is om onsself te gee. Want as ek sê met liefde, dan vertoon my lewe dit wat Paulus hierso sê, daai kenmerke van die liefde. Die liefde wat alles bedek, wat alles hoop, wat alles glo. En dit is belangriker as enige kennis en enige profesie of mooi tale of enige iets wat ek en jy in ons lewens kan hê. As jy nie daai liefde het nie, sê die woord as jy 'n stuk dooie klip of 'n dooie stuk metaal. Dis ons nie op ons vanoggend hier is, net om ons sê ons is hartseer. Ons is hier om te vermaak, ons sien weer te hoor uit die hemel uit die woord uit. God het ons ontsaglik lief. Hy het hom Johan ontsaglik lief. Hy het hom lief gehad. En hy vra van ons nog steeds die liefde. Daarom as jy vandag nie uitstap, hier wegstap, dink aan Jesus se liefde, God se liefde vir jou. Die liefde wat hy vir hom Johan gehad het. Maar moenie dat dit jou onveranderd laat nie. Gaan huil en trane, kinders, familie, geliefdes, maar staan weer op. Ons het ongelukkig nie die voorreg dat iemand wat van ons afskeid neem, het ons nog kom praat en sê, ek het gou so 'n paar laaste goed wat ek vir julle wil sê. Miskien het oom Johan in sy lewe al vir julle gesê wat hy vir julle wil sê, want hy wou gesê. Maar ek is amper doodseker as julle gesê, geliefdes, julle het vir ek so omgegee, julle wat ook deel van my lewe was. Dankie dat julle oor my huil. Maar ek gaan aan met die Here. Leef die lewe. Want ons het ook vir Johan gekry as iemand wat die lewe geniet het, wat vreugde daar het geput het, saam met al sy hartseer en sy beproewinge, het hy gelewe, hy het gedoen. Want die liefde wat hy ook ontvang het, is die liefde wat ek en jy ontvang het in Jesus. En dit is nie die liefde wat met van die woorde, wat ons mekaar sê, wat God vir ons sê. Dit is 'n liefde wat altyd doen. Dit is liefde met 'n daad. En daar kan ons weet, al is ons maar sandkorreltjies in die heelal. In die ewigheid is ons God se sandkorreltjies. 'n Sandkorreltjie op sigself is nie veel werd nie. Maar as daai sandkorreltjie eens die liefde ontvang het van God, van Jesus, hierdie groot liefde, dan is ons nie niks nie. Dan het ons nie niks, dan besit ons alles. Weer dan, om Johan het alles ontvang. Die beste wat die Here vir hom kon gee. Ewige lewe, sy liefde. Dis ook jou geskenk. Mag die Here vir julle so styf vas in die tyd. Weet julle, my hart is ook seer en ek. Mense moet maar trane trek en veg en partykeer is dit wat nodig om te gaan huil. Ek het gister al by die damme op my honde gaan sit en by kinders en so net, toe so lekker dag gewees, waar die pan op die bakkery. En ek dacht, Here, jy het regtig 'n wonderlike mens oor my pad gebring. Dankie vir oom Johan se lewe. Kom ons sê vir hom vandag dankie. En dankie dat hy daai liefde ontvang het, maar ons gaan leef die lewe in sy teenwoordigheid. En ek wil bid dat God dit vir julle sal gee. En hy sal dit doen. Onthou ons die trooster, die groot trooster, die Heilige Gees. Hy wil julle vertroos. Hy wil ook vir julle versterk. Nie daai menslike krag en sterkte wat alles oordonder, maar innerlike krag en vrede en troos. Sodat ons ook, as ons aan die einde van ons dae kom, kan weet, ons is veilig, die Here het reeds gesorg, hoef nie bang te wees nie. Ek kan net aan hom vashou en weet dat hy klaar alles vir my gedoen het en sal doen, ook in my lewe. Wie dit glo en daar ook besit die allerbeste, die liefde. Voordat ek amen gaan sê,
Weet jy die wete? Besit jy dit in jou hart? Of is die Here Jesus wat jy ken, die Jesus van die Bybel, wat vir jou tot dusver wat bitter moet beteken? Geliefde, hoor die Here se stem as hy volgende weer na jou toe kom. Jy sê woord, jy sê Gees, jy verseker, jy is myne. Glo dit, dis al wat hy vra. En daarop wat gestaan. Amen. Ek wil dan die formulier, die voor die begrafnisformulier, ons weet se Johan veras, dit is nie 'n tradisionele begrafnis nie. Ongelukkig gaan ons so ietsie verlore. Ek sê altyd is so nodig dat ons eintlik daai kus moet sien sak in die grond om die finaliteit van die dood hier op aarde te besef, om regtig totsiens te sê. En as mens totsiens gesê, dan het totsiens gesê. Maar as ek kan so sê in die Duits wil ons auf Wiedersehen, tot ons mekaar weer sien, totsiens. Want dit is net 'n totsiens, dis nie 'n ewige baai, ons sien mekaar nooit meer. Vir ons is daai stof, daai korreltjies van die lewe, dit voel so lang, maar weet jy, dis net 'n oogblik. Net 'n oogblik. Kyk vas, daai dag sal kom, die Here sal vir die krag gee. Dis om die draai. Anders julle my, julle hemelse Vader, my julle geliefdes wat julle vooraf gaan het. Die begrafnisbrief soos in die pamflette, lees ek hier voor. Wie van ons weet wat môre sal gebeur? Ons harte is baie seer, maar ons vind ons troos in die wete dat hy die kind is. Wat 'n voorreg. Jy het aan ons die wonderlikste oupa, broer en vriend geleen. Ons het so baie by hom geleer. Ons gaan hom baie mis. Ons dank die Heer. Al die herinneringe sal hom in ons harte laat leef. Vandag kom ons om hom te groet, tot ons weer ontmoet. Geliefdes, by hierdie oomblik van afskeid is ons diep bewus van ons hartseer en ons verlies. Ons geloof in die opgestane Here vul ons egter met vrede en hoop. Net so seker as wat hierdie afskeid finaal is, so seker is ons dat die Here ons red van die graf, met liefde en ontferming kroon, dat Jesus weer sal kom en dat ons vir ewig by hom sal wees. Vandag eer ons die Here vir Johan Kruiling se geloof en vir die bevestiging in die woord van God dat die wat glo sal lewe, al het hulle ook gesterwe. Ons glo daarom nie dat ons vir oom Johan oorgee aan die dood nie, maar dat hy nou sy volle aandeel het, en volle deel het in die ewige lewe. Kom ons bely dan soos volg. Ek gaan die geloofsbelijdenis voorlees, ek kan het saggies in die harte, saam met my bevestig. Indien, as dit is, wat jy glo, dan is net vir kind van die Here om beskore. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat ter helle neergedaal het, wat die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het aan die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar, hy weer sal kom om te oordeel, die wat moet lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige, algemene Christelike kerk, gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees
en ek glo in die ewige lewe. Amen. Onze Vader wat in die hemel is, ons woorde is so min, as ons onsself vanuit die hartseer tot U wend. Ons weet eintlik nie wat om te sê nie, want ons voel net. Maar Here, U is ook God van ons emosies. U het dit ook vir ons gegee. Here, dankie vir die gawe, vir die voorreg om te mag huil en te kan treur. Ook as ons moet afskeid neem van iemand wie ons liefhet. Dankie dat ons kan weet, ons is nie alleen nie. Al voel ons baie keer so op 'n eiland. Al voel ons baie keer niemand kan verstaan wat ek nou deurgaan. Niemand sal weet wat se emosies nou hier in my hart is. Al voel ek kan nooit weer opstaan en 'n volgende tree gee nie. Al voel dit dat ek vir dae of maande of jare net wil gaan sit en huil. Here, dan verstaan U dit. Want die dood is die verskriklikste ding wat ooit in hierdie wêreld ingekom het. Dit moes nooit so gewees het nie. En Here, ons is so bitterlik jammer dat ons nog steeds in hierdie erfsonde staan, dat ons nog in hierdie tyd moet lewe. Met al sy beproewinge. En ons kyk rondom onsself en ons sien dit so stukkies van 'n legkaart. Hoe een na die ander profeseer van die woord van die Bybel, van dit wat sal gebeur in die laaste dae in werking tree. En dan besef ons, Here, ons tyd is ook min. Ons het nie al die tyd in die wêreld nie. En daarom vra ons vir die Here, gun dit vir ons om dan te huil, bitterlik te ween as dit moet. Maar ook weer te kan aangaan met die lewe. Ek bid dit vir die wat vanoggend hierso in die kerkgebou saam is, vir die wat dalk nie in die kerkgebou kan wees, vir ons wat hartseer is, wat verlies beleef. Here, dat U besef of 'n klein besef van die groot liefde wat U vir ons eers gegee het. Van Jesus wat kom sterwe in ons plek, maar nie net gesterf het, wat opgestaan het en lewe op hierdie oomblik vir ons intree by U. Dat dit tog 'n verskil sal maak. Here, dat ons lewens tog iets werd mag wees. Dat ons nie niks sal wees nie, maar dat hierdie liefde wat ons ontvang het, al die verskil sal maak. Here, dit maak al die verskil in ons lewens. Dankie daarvoor. Help vir ons in hierdie tyd, help vir hulle. Staan hulle by. En laat ons toe om te kom drink met die helder water, die verfrissende, lewegewende water, met die stroom van lewende water wat U vir ons kom gegee het. Mag ons verfris word, mag ons getroos word, mag ons gaan nuut lewe, omdat U ons nuut gemaak het. Amen. Geliefdes, ons gaan dan nou vir Willie Kruiling geleentheid gee. Willie, as jy die ondersteuning nodig is, as jy pragtige vrou welkom om langs jou te kom staan. Ek was maar daai geel luidspreker gebruik. Willie sal vir ons die bedankings in 'n kort alder bly. Willie, baie dankie en sterkte vir jou. Okay. Ja, so billiks vir die laaste week was, het my ook die geleentheid gegee om baie herinneringe te herleef. Dis nie maklik vir 'n kind om terug te kom in sy ouerhuis en sy ouerhuis om net daar nie. Ek het wel gevraag om ongelooflik baie by my pa te leer. En niks was kom moeite nie, absoluut niks. Hy was baie geliefd onder die gemeenskap van Heilbron. Hy was ook by verskeie organisasies betrokke. En daar was ook nog verwys as die boerbaas pannenkoekbakker van Heilbron. Hy was altyd betrokke by aktiwiteite soos ons insameling, vuurzaal en pannenkoekbak. Hy het met soveel
Dit was altyd net vir my plesier gewees. Ek wil julle raak bedank. Vriende, familie, almal wat hier so is vandag. Ek wil vir al drie skeper baie dankie sê vir die pa wat hy vir my geleen het. Ek kon raak vir beter pa gevra ook nie. My gesin, my familie. Dankie vir die tyd wat julle ons bygestaan het. En dit was ontsaglik en ons het so welkom is op gevoel. Liefste Tariansa, jy het my pa verstaan op die laaste, jy het ons hande gebracht. Jy kom op niet van liefde geleer. En wat gebeur, ek toe jy vir sy geloof versterk. Ek goed het jou gebruik. Op reg te kry vir sy enige lewe, spaart sy soos fondsbek is. Dankie dat alles wat jy op ons gedoen het, die gereeligde in die tyd. Dan wil ek op Adrie, student, Alsalan, de Arman, Berger Barkie, Kartmans de Fonds, julle het ongeloofde gewaard van my pa beteken. Julle was so raar deel van sy familie gewees. Domitia. Ek weet jy vriendskap het ongelooflik baie my pa beteken en die tyd is sy lewe ongelooflik moeilik was. Jy het haar verstaan gemaak. Baie dankie daarvoor. Nee, ja, interessant. My pa het altyd gesê, maar ek een kind en 3 dogters. Maar hy was baie trots op julle gewees en baie dankie ook vir julle. Dan ek noem die vrouwdienst baie dankie ook vir al julle voorbereidings vir vandag. Ek wil ook net vir Rijn en al mense baie dankie sê vir al jou leerlings en vir die tyd. Die Rombal gemeenskap. Dankie dat jy my pa so thuis wat vir dit. Hy het uiteraard geleef vir dit. Priscilla en Vilmoen, dankie ook vir julle, dat julle my pa so mooi versorg en gehelp het. Ons sal het raar nie vergeet nie. Almal hier teenwoordig, met baie dankie, as ek iewers iemand uitgelot het, ek is verraak dan weer oor. Albron Hart, vir hulle druk van die begrafenisbriefies en ook vir hulle druk in die koran. Maar ja, papa, rustig, ons kan jou raak is. Baie dankie. Laasweek vrijdag het ek opgestaan, het was een rondbeheering, of van die tyd dat pa siek was, en by die hospitaal toe gaan, met sy pa die bekommernis, want die weet nie wat sy kan toe gaan. Maar vrijdagochtend staan ek op met die 10.000 reasons, maar so beteken my net so ontsaglik baie. En ek het gesink terwyl ek kinders op koslikke gepak het, om op pad skool toe en my werk om aangesien my volle bors uitgesik. En toe ons na die tyd in kry, dus ek was so stil gestop. Maar toe denk ek net, joh, die woorde van die liedie, mag ek nog sien as die aankom, verstaan, en die Here versoen so vir mense, en ek het met so veel in jou hart, en toe besef ek net op die einde daar, op die laaste stukkie dat hy sê, with the end rolls near, my strength is failing, daar heeft ek, dit is wat pa beleef het, verstaan, maar dit geef ons heel ontzaglik vrede in jou hart, en, want ek het eintlik met my siel rejoice, want ek kan altyd, as ons uit die hak kom, jy kan jouself nie indruk, verstaan, is nie die, wat jy gaan sien en wat jy gaan beleef, en wauw, dit is so mense is eintlik so klein met die jaloers, maar ons sien vrede in ons hart, waar uit is, verstaan, so, ja, ek kan nie alles daar, flip, dit kan nie beteken vir ons so baie, en die eerste stukkie ook van die 1 Korinters 13. Dit is soos wat julle liefde was. Dit was so mooi, en dit was so, dit was net, ja, hoe het ons op die tyd om elkaar te sê, daar het vir ja, maar kyk net hoe die Here al vir pa voorberei. Hy het van die Elsouers gemaak gestuur. En ek wil, Tannie het nog geestig
so versterk. En dan is dit nie 'n wonderlike mensie, verstaan, en waar jy dan is ek op aarde vir hom gewees, verstaan, en jy het kos mooi aangeval, en dan was die naaste een, verstaan, ons kon nie hier wees nie, maar ons weet dan het met soveel liefde gedoen, en ons so verskrikkelijk aankoor daarvoor, en ons so jammer vir die seer wat kan nie hê, en maar weet net ons koester dit verskriklik in ons harte wat wat dan vir wat beteken in die monster. Ja, sê maar die monster met jou, dit is net vir my, ja, die Here mens rustig maak jy. Voorberei op dinge dat jy besef het nie eers nie. En toe die maandag aand en die liedjie weer luister, is ek van, maar dit is die einde die Here wat voorberei op wat kom. En ek was rustig, shine. Maar ja, die Here gebruik mens ook maar so. Maar ja, ons is mens dankbaar vir elke mensie en elke bydrae en elke boodskap en alles. So ja, net dit met julle gedeel het. Sorry, ek het net al bygesê. Toe die maandag aand toe kom my predik gedrie by my op. Ja, van alles het sy tyd. Dit was ook net vir my so bevestiging. Verstaan dat ons 'n tyd om te plan, ons 'n tyd om te oes, ons 'n tyd om gebore te word, ons 'n tyd om te sterf. Sien, dis nie waar. Verstaan ons wat ek wil, so mens moet by rusting en vrede rond vind. Dit was daar se tyd en ek so gewillig, as dit nie COVID was nie, sou iets anders gebeur het, en dit was sy tyd. So mens moet, ja, maar probeer vrede vind. Ja, dit was God se tyd, so, ek is die volmaakte tyd, is die regte tyd. Ja, dat is het wel.